Môre julle, skoon dat ek so 'n bietjie skar hierso, maar net al my gereedskap reg kry. Ek wil graag vra, maar is wat jy nie daai advertensie net sal opsit, ek kan net iets so rondom dit doen. Ja, prys die Here. Gelukkig kan ek rustig hierso staan. Ek is nie 'n dominee, so ek hoef nie aan al die vereistes voldoen wat hulle moet voldoen nie. Ek is net lief vir die Here. En dis die rede waarom ek ingestem het om vanoggend woord te bring soos die Here op my hart gelê. En ja, dit is nou nogal, ek weet nie vir julle nie, maar die wêreld waarin ek leef en wat ek rondom my sien. En glo my, ek gaan nie bitter min op sosiale media, dis maar die goedjies wat ek beleef rondom my, ek sien ook nou en dan goed op sosiale media, maar dit is, kan ek julle verseker, baie min, en dit is dalk toevallig, maar ek glo nie aan toeval nie, toeval God se lig op die onderwerp. Amen. Toe Christo hierdie advertensie gemaak het, dankie Karen, en het ons toe besluit op hierdie spesifieke foto, want daar was hier so 'n ander enetjie gewees, en ek het mooi gevra of hulle dit dalk net kan verander, want die ander net nou die vrugte is uit die nuwe vertaling Bybel uit, en ek het verkies dat dit die ou vertaling skrifte is, want die bewoording is so 'n bietjie anderster. En toe ons nou op hierdie spesifieke foto afkom, eers na die tyd toe ek nou weer na die foto kyk, toe hulle vir my die ding agterna stuur, om te kyk, toe sien ek, weet jy, dit is so gepas, want die wêreld waarin ek lewe is redelik donker, vir alle praktiese doeleindes. Ons, as kinders van die Here, vir ons is dit nie donker nie, vir ons skyn die lig van Jesus Christus in die agtergrond. En ons het 'n hoopvolle toekoms, so vir ons is dit nie, ons lewe in hierdie donker wêreld, maar ons is nie alleen in hierdie donker wêreld. Ons het Jesus Christus en Heilige Gees om ons hier deur te dra en vir ons die lig te wees aan die agterkant, die lig waarna ons kyk, die lig waarop ons hoop, en daarom is dit nie vir ons so donker nie. En ja, en heel gepas, die eerste foto was daar, daar was ook 'n boom op gewees, en toe het ek 'n foto gekry wat net 'n vruggie is, net, ek dink is 'n lemoen met sulke skywe gesny, wat ook die verskillende onderwerpe van die vrug van die Gees uitbeeld. En maar ja, toe sê ek, weet, omdat ek iets wil sê ook oor die boom en sy vrugte en die wortels, dink ek gaan hierdie nou nie toevallig nie, maar het hierdie prentjie heel gepas, dink ek, sal hy goed aansluit by die woord wat ek met julle wil deel vandag. En daarom gaan ek net 'n kort gebed doen voor ons begin. En vra net dat ons die oor sal sluit. Vader, dit is vir ons net 'n voorreg om vanoggend hier as medegelowiges by mekaar te kom, Here, omdat ons hoop op U gevestig is en nie op die wêreld nie. Here, U sê vervloek is hy wat op die mens vertrou. En Here, dit is so maklik in hierdie donker tye vir mense om te gryp na 'n Amerika en na die buiteland en na Duitsland miskien en 'n Nederland wat ons goedgesind is. Maar Here, bewaar ons daarvan dat ons ooit op enige mens sal vertrou, maar net op U en U alleen. Vader, ons bid dat U deur Heilige Gees elke hart en begin by my Vader voorberei vanoggend en vir elkeen van ons 'n leerbare gees gee, sodat ons dit wat ons hoor in ons lewens sal wil toepas. Daarom vra ons dit, Here, in Jesus se kosbare naam, dat U alleen sal beheer neem van, Here, as ek iets verkeerd sê, dan maak U Gees dit reg, Here. Maak U Gees dit reg in elke hart. Maar Vader, ek bid dat U my lippe sal salf en dat dit wat ek sal sê uit die hart van Jesus kom. Amen. Amen. Ja, ons is in 'n redelike donker tyd van ons geskiedenis en daar's baie teen ons en maar die grootste en sterkste is vir ons. Amen. As ons deur die Bybel kyk, sal ons sien dat, en ek wil nou nie vingers wys nie,
Maar, jy weet, ons is vandag hierso omdat ons geestelike wortels bietjie wil versterk, sodat ons beter kan groei. En ek wil vra, kom ons meet ons aan die woord van God, en ons moet net onthou. Ek het spesiaal 'n maatband saamgebring, om dit net so bietjie meer in ons gedagtes vas te maak. Ek persoonlik dink, dit is baie belangrik, dat ons gereeld onsself meet, en ons het net een plek om ons aan te meet, en dit is die woord van die Here. So, as ons meet, is dit belangrik, dat elkeen net homself meet, en niemand anderster nie, want ons gaan nie mense verander nie. Die Heilige Gees alleen kan iemand oortuig, die skrif is baie duidelik omtrent dit, en dit is nogal komies dat ek hier staan vanoggend, want net 'n kort getuienis, toe ek tot bekering gekom het, het ek 'n baie kinderlike gebed vir die Here gebid en gevra, Vader, ek is so bly, jy het predikante gemaak om die woord oor te dra aan mense. Dan sing my vrou voor in die kerk, en sy moet haar eie klank doen, ek sit agter in die kerk, my kop buig, en ek is daar, en ek het die Here aangeneem, maar ek het vir die Here uit my hart uit gevra soos 'n kind. Ek wil nooit vir enig iemand bid nie, en ek wil nooit met enig iemand praat oor die Here nie. En weet jy, die Here het my nie veroordeel nie. Vandag is dit lagwekkend vir my om daaraan te dink, maar die Here het nooit druk op my gesit nie. 'n rukkie later het ek begin vir my vrou haar klank doen, as ek ook maar voor in die kerk as sy sing, en nou moet sy gereeld vir my so maak, want dan kry sy nie my mond stil nie. Maar dit is die liefde van Jesus wat in ons leef, en die Here sit nooit druk op jou, maar as jy gewillig is, sal hy jou gebruik. En daarom vra ek, verdra my maar, en hoor wat het Vader op my hart gelê om oor te dra aan julle. Ek gaan net skrif aanhaal, ek wil nie Opinie 3 vers 7 aan julle oorbring nie. So, kom ons hoor kom ons kyk wat het die Here vir ons by mekaar gesit vanoggend, want ek vertrou uit my hart, dat hierdie uit sy hart kom, en ek dink, elkeen van ons, as ons eerlik is voor die Here, kan doen met 'n bietjie nouer verhouding met die Here, ons kan doen met 'n bietjie groei, en ongelukkig as ons wil groei, is daar 'n paar goedjies wat ons moet doen. Ek en jy is elkeen 'n geestelike boom, en dra almal vrugte. Partykeer is ons vrugte bietjie sleg, partykeer is dit beter. En ons moet onsself afvra, met hoeveel woord en met hoeveel wêreld vul ons harte. Want vrugte groei uit die hart uit, en is uitsluitlik jou keuse. Dit wat jy sê, dit wat jy doen, ja, ons het baie verskoningkies, ons kan onsself baie maklik regverdig, ja, maar ek het dit gesê, omdat ek kwaad was, of omdat daai een dit gedoen het, of dat gedoen het. Aan die einde van die dag, was dit jou keuse om dit te sê. As ons op Heilige Gees ingestel is, ons elke dag ons afhanklikheid van hom verklaar en besef, hoe afhanklik ons van Heilige Gees is, sal ons baie vinnig agterkom dat ons baie hulp kry, as ons dit net wil hê. Dat is baie keer dat ons gehelp wil, wat ons sê ons hulp nodig, maar ons wil nie regtig gehelp word. En dis met my die geval, miskien is julle volmaak, miskien gaan dit nie so met julle nie, maar Heilige Gees is daar. As ons regtig wil, dan kan ons. Maar dit vat teenwoordigheid van jou gedagtes. Die Engels het 'n mooi woord, hulle sê presence of mind. Ons moet gereeld onthou om vir wie ons verteenwoordig op aarde. Dan gaan dit so 'n bietjie makliker. Ek wil vir ons skrif aanhaal uit Lukas 6 vers 45. Hier staan: die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Dit is ons maatband waarmee ons moet meet. Ongelukkig kan ons nie daarby verbykom nie.
as ons slegte goed praat, slegte goed doen, dan is dit net anders moet ons vir God sê hy lieg. Dan moet ons sê sy woord is nie waar nie. As ons slegte goed oor ons lippe laat kom, slegte goed uit ons hart laat kom, dan kom dit uit ons hart, en dan kan ons aflei, hoe lyk ons hart? Nou, wie van ons wil regtig 'n vuil en lelike hart hê? Ek glo nie as jy Jesus lief het, wil jy dit graag hê nie. Maar, na aanleiding van sy woord, is dit presies wat dit is. As ons lelike goed tevoorskyn, dan staan lelike goed in jou hart, klaar. Want dis wat uitkom. En ons het nodig om ons, as jy jou boom snoei, dra dit beter vrugte. Ons moet doelbewus dinge uit ons lewens uitsny. Doelbewus. Dis 'n besluit wat ons moet maak. Jy kan sê, ek wil, maar jy gee nie daai tree om dit te doen. Jy doen nie iets om dit nie. Jy begin jy in die oggend deur te sê, Vader, hierdie dag gaan dalk vol struikelblokke wees, maar alleen deur die leiding van u Gees. En u teenwoordigheid in my lewe. En in my gedagtes en in my hart gaan ek dit maak. En gaan ek nie struikel nie. Hebreërs 5 vers 12. Hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle nodig dat die mense julle die eerste beginsels van die woord moet leer. En julle het weer 'n behoefte aan melk en nie aan vaste spyse nie, want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen. Nou hierdie is vir my 'n baie kosbare vers, want dit is 'n resep vir ons om hoe oorwinne ou vuil taal, verkeerde gedagtes, verkeerde optredes. Vra maar vir Christo, jy gaan hardloop nie die Comrades sonder dat jy geoefen het nie. Jy gaan ook nie die geestelike oorlog wen sonder dat jy geoefen het nie. Ons oorwin hierdie goed deur ons geestelike vermoëns wat ons kry. Waar kry ons dit? Hier staan dit vir ons geskrywe. Baie kosbaar. Hebreërs 5 vers 14. Deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Die gewoonte geoefen. Ons moet gewoonte maak om God se woord te spandeer en ons leiding en ons raad en ons hoop en ons moed en ons krag hieruit te kry. Anders gaan ons struikel. Anders gaan ons is gered net uit genade uit. Jy kan nie deur alles 100% na te kom gered word. Maar jy kan jou verhouding met God skade doen. Jy kan 'n skeidsmuur bring tussen jou en God. Jy kan verwydering bring, want die skrif sê, julle sondes het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. So, ons weet, deur die offer wat Jesus Christus aan die kruis gebring het, maar daai offer is vir almal gebring. Maar kom ons wees eerlik, almal het dit nie aanvaar nie. Almal erken nie Jesus Christus as ons verlosser nie. Almal erken nie dat sy bloed alleen ons kon reinig van die sonde nie. En daarom is dit nie so maklik soos gaan dood en is in die hemel nie. Dan moet 'n tyd en 'n plek in jou lewe gewees het wat jy Jesus Christus aangeneem het en hom erken as jou verlosser en saligmaker. En anderster, ekskuus van ons gaan nie die bus mis. Alles wat die moeite werd is, kom teen 'n prys. As jy wil groei, sal jy jou in God se woord moet oefen. Dit neem gereeld tyd in die woord spandeer. Matteus 6 vers 31 sê, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die koninkryk van God, sy gemanifesteerde teenwoordigheid, en sy geregtigheid. Wat is God se geregtigheid? Dit wat reg is in sy oë, sy wil, dit is sy geregtigheid. En ons moet dit soek. En as jy dit, hy sê die wat soek sal vind. As jy dit nie soek nie, gaan jy dit nie kry nie. Dit is, jy
leer dit van kleins af as jy wegkruipertjie speel. As jy daar een kant bly staan en jy gaan soek, niemand gaan jou nie kry nie. As jy niks soek nie, gaan jy niks kry nie. En ongelukkig is daar 'n groot gedeelte van die mensdom wat dink, mens gaan hemel toe deur dood te gaan. Daar's slegte nuus in die woord van die Here. Jy gaan nie hemel toe deur dood te gaan. Dis nie waar nie. Anders sou Jesus nie vir sy disippels gesê het, stry hard om in te gaan deur die nou poort nie, want smal is die weg en weinig is die wat dit vind. So ons moet soek, dan sal ons kry. Ons moet oefen, ons moet ons geestesvermoëns oefen, dan sal dit sterk word, dan sal die Here ons bystaan. Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Dit is die sleutel tot die ewige lewe. Ons moet hom aanneem, in Jesus Christus se naam glo. En sonder dit is daar nie 'n goeie einde aan daai prent nie. Johannes 8 vers 36 net om by te voeg sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Mense, ja, dit is 'n harde woord, want weer eens as ons elkeen ons maatbandjie uithaal, en ons meet bietjie onsself, want dit is baie menslik om almal om jou te meet. Kyk of hulle in Jesus se boksie pas. Dit gaan ons niks help. Al wat dit gaan maak, dit gaan oordeel oor ons bring. Ons moet meet, ons mag meet. Dit is verantwoordelik om te meet, maar ons moet onsself meet. As iemand anders jou uit plek uit lyk, moet hom nie meet nie, bid vir hom. Want Vader moet verander. Dit is hy wat oortuig, sy gees alleen oortuig. En ek en jy kan die mooiste woorde bring, ons kan die mooiste liedjies sing, ons kan die mooiste preke bring. Maar as God nie oortuig, sy gees nie betrokke is, gaan daar geen oortuiging plaasvind nie. 1 Korintiërs 2 vers 12. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees van God, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook nie met woorde van menslike wysheid nie, wat menslike wysheid leer nie, maar die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want vir hom is dit dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Ons moet bid gereeld, dat Heilige Gees ons lei. Want in ons vlees is ons stryd met die Gees. En as die Gees van God ons nie lei nie, dan gaan ons baie gereeld verdwaal. Galasiërs 5 vers 16, wat ek net aanhaal, hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Romeine 8 vers 13, hy sê, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle na die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Hier is 'n baie duidelike opdrag, dat ons moet die werke van die vlees doodmaak. En daar's nie een van ons wat hierdie aarde bewandel, by wie daar nie gereeld werke van die vlees kom klop aan ons hartsteer. Ons is almal uitgelewer aan die wêreld en die bose magte en owerhede in die duisternis. Hulle besoek ons gereeld en ons moet staan op ons redding en op Heilige Gees om ons daarteen te beskerm. Dit kom ons almal se pad langs, maar ons het die oorwinnaar aan ons kant. Johannes 6 vers 63. Dit is die Gees wat lewend maak en die vlees is van geen nut nie. Die woord wat ek tot julle spreek is gees en is lewe, het Jesus gesê.
So mense, ons het, dit is in ons gereedskapkas, ons moet dit net gebruik. Die Here gee vir ons die oorwinning, hy gee vir ons, hy sê, ek gee julle die mag om op slange en skorpioene te trap, maar ons moet dit gebruik. Dit help nie as jy jou kar se battery wil afhaal, en jy sukkel, maar jy maak nie jou gereedskapkas oop en haal hy nommer 13 daar uit, of jy nommer 10 op die nuwe battery het, of maak die battery los nie, jy gaan sukkel tot liewe Jesus kom, en jy gaan nie reg kry. Ons moet die gereedskap wat op ons beskikking is, moet ons gebruik. Dan wil ek vir ons aanhaal, wat julle seker verwag het, die vrug van die Gees. Hoe hoort ons vrug te lyk? Ek wil vir ons net vinnig uit Galasiërs 5 net lees vanaf vers, ek wil by vers 16 begin. Hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar. En hier gee God vir ons 'n lys van goed, maar hierdie lys hou nie op nie. Jy sal hoor nou aan die einde. Hy sê, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. En daai is nogal 'n interessante woord, ongebondenheid. Ongebondenheid beteken net eenvoudig, ek laat my deur niks bind. Niks nie. Nie die woord van die Here nie, ek is my eie baas, ek maak soos ek wil, ek gaan waar ek wil, ek sê wat ek wil. Dis ongebondenheid. Jy erken geen gesag nie oor jou nie. Sulke mense sal ook geen probleem hê om enige landswette of enigiets te oortree nie. Normaalweg nie. Nie uitsluitlik nie, maar normaalweg. Mense wat heeltemal ongebonde is vry radikale. Hulle die wêreld behoort aan hulle laat hulle deur niemand en niks rig nie, ook nie deur God se woord nie. Afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar, hoekom ek sê dit hou nie op nie, hy sê, net weer die aanhaal, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. En daai dergelike dinge sê net alles wat jy kan teen God se woord doen. Alles wat dergelik is in sy oë. Met ander woorde, hierdie lang lysie wat ons nou gelees het, kan nog baie langer wees, as ons die dergelike dinge daarby insluit. Dan sê hy van vers 22 af, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En ons het dit gesien op daai prentjie, die verskillende vrug wat daar is. En hoekom dink julle, noem hulle dit vrug? Daar staan 9 verskillende goed, net wat so vinnig genoem is. Omdat ons sal sien, as ek nou 'n bietjie deur dit gaan vanaf, sien ons sal, maar ek gaan probeer so vinnig as moontlik wees, maar as ons kyk, as ek vir ons hierdie paar skrifte aanhaal uit, ek het so net hier na 'n skrif uitgehaal wat oor elke ding onderwerp gaan, dan sal ons sien dat hierdie goed oorvleuel almal met mekaar. So dis eintlik een vrug. Dis eintlik een vrug, maar dis verskillende vrugte, soos ons kan sê. En maar hulle almal het te doen met mekaar. Byvoorbeeld as ons net liefde vat, hy sê in 1 Korintiërs 13 vers 1, hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Hy sê, en al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie,
sou dit my niks baat nie. Mense, dit is, daai spesifieke een is nogal erg, dit is dan wat, ons is so geneig om te dink, dit is sommer net maklik. Dit is, as jy nie die liefde van, en ons praat hier van die liefde van Christus, en weer eens, dit kom nie van self. Jy koop dit nie by Pick n Pay op die raad. Dit is nie daar by knapsak te koop nie. Dit is, jy tel dit nie iewers op nie. Dit is iets wat jy moet oefen. Jy moet dit in eerste plek van God vra, bid dit van hom af. Want dit is nie 'n gegewe nie. Dit is nie iets wat jy boef die dag toe ek my hartjie vir liewe Jesus gee, toe sê ek nou volmaak nie. Die lewe gebeur met ons almal. En ons moet oefen om versoekings te weerstaan, om wat ons doen en wat ons sê, hoe ons optree, ons houding, hierdie goed moet ons oefen. Hy sê, alles daai, al gee ek my liggaam oor om verbrand te word, dit sal my niks gaan. En as ons net dink aan, ek was al my lewe 'n brandweerman gewees en ek het lelike goed gesien. Ek het mense gesien wat verbrand het met elektrisiteit, met petrol, met verskeie goed. En ek verseker julle, dit is nie 'n mooi gesig nie. Dit is bitterlik baie pyn as jou liggaam verbrand is. En as ons dink aan hoe groot offer dit sou wees, maar dit sou nog steeds niks beteken as ons nie die liefde het nie. Hy sê, die liefde is lankmoedig, maar as ons nie hier begin by lankmoedig, as ons nou hoor, en vriendelik, dit is ook weer wat is deel van daai vrug van die Gees. Dit val al klaar net onder liefde. Hy sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, die liefde is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, en word nie verbitterd nie, en reken die kwaad nie toe nie. Klink daai vir julle maklik, reken die kwaad nie toe nie. Hoe wil ons nie die kwaad wat in hierdie wêreld gebeur, toereken aan iemand? Anders skrif wat sê, bid vir julle vyand, maar laat ons nou nie daar op 'n politieke front gaan nie. Laat ons, kom ons weet net, dat dit is wat God se woord van ons verwag. Dit is nie altyd vir ons so lekker maklik om te hoor nie. Ja, maar Here, jy moet verstaan dit. Ja, die Here verstaan, maar hy verwag nog steeds van ons, ons moet streef na heiligmaking. Ons moet streef daarna om, al kry ons dit nie reg nie, om aan te probeer. Jy gaan nie jou redding daarmee kry nie. As jy glo in Jesus Christus nie die hart vir Here gegee, is jy daar. Hierdie goed doen ons, omdat ons lief is vir God, omdat ons hom wil behaag. Ons gaan nie deur gered word nie. Jy kan met geen werke, daar het ons nou gelees, jy kan maar jou liggaam verbrand, al daai goed gaan jou niks help. Ons doen dit bloot uit die liefde vir Jesus Christus, vir die prys wat hy betaal het vir ons redding. Dis alleenlik hoekom ons dit doen. Hy sê, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. O ja, alles te verdra is nie so maklik. Maar dit word al makliker hoe meer ons dit oefen, glo my. Ek het die t-shirt al halfpad gekry van verdraag saam met. Die liefde vergaan nimmer meer, profeseer, hulle sal tot niet gaan, en tale, hulle sal ophou, kennis, dit sal tot niet gaan. En nou, bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. En al wat ons kan vra is, ons menslike verstand is beperk. Ons moet vir Vader vra dat hy deur sy Gees elke dag 'n bietjie meer van hierdie onderwerp, van hierdie groot openbaring van wat hy bedoel met hierdie liefde in elkeen van ons hart sal openbaar. En ons moet dit vra met 'n leerbare gees. Ons moet graag wil weet. En baie keer wil ons nie regtig weet wat beteken nie, want ons dit al doen. Maar kom ons wees eerlik en ons vra die Here. Ons is hier vandag om sterker te word in Jesus Christus. Heel eerste is dit hoekom ek hier is. So ek vra vir die Here om by my te begin. Dan die tweede een wat genoem word in Galasiërs 5:22 is blydskap. Johannes 16 vers 24. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang,
sodat julle blydskap volkome kan wees. As ons tot God bid vir sy wil in ons lewens, dan sal ons die blydskap ervaar. Dan gaan hy vir ons blydskap gee. En dan Johannes 17 vers 13 sê, maar nou kom ek na julle toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle, maar nou kom ek na u toe, dis Jesus wat praat, hy sê, maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Jesus wil graag hê, ons moet sy blydskap volkome in ons hê. En hy het dit vir ons beloof, ons moet dit vat. Die vrede, hy sê in Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld of bang wees nie. Die Here wil vir ons sy vrede gee. En ons hoef nie bang te wees nie. Ons moet vertrou dat hy vir ons dit wil gee en dat hy dit vir ons sal gee as ons na die vorige vers gekyk het, dat ons moet bid, dan sal ons ontvang. 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid en jaag na die geregtigheid, geloof, liefde en vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Nou hierdie is 'n preek op homself, hierdie 2 Timoteus 2 vers 22. Hy sê, vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid. Met ander woorde, dit gaan kom na jou. Maar jy het 'n verantwoordelikheid, of jy gaan dit omarm, of jy gaan daarvan af wegvlug. Nou, ek weet nie wie van julle al 'n Rottweiler of 'n boerboel op jou afgestorm het, of dalk, die ouens wat baie in die bos kom, dalk 'n leeu of maar hierdie vlug is nie ligtelik geskryf nie. Dis ernstig geskryf. Want glo my, as ons nie vlug vir die sonde nie, kan dit ons baie meer skade doen as wat 'n boerboel of 'n leeu ons kan doen. Want hulle kan jou net doodmaak. As jy nie vlug vir die sonde nie, kan jy dalk 'n ewige dood hierna ook beleef. So dis baie erg. Hierdie vlug baie belangriker as om vir 'n Rottweiler of 'n leeu te vlug. En hy sê, en jaag na die geregtigheid, geloof, liefde en vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aan. Dit is belangrik dat ons by mekaar kom. Ons moet saam met die mense kom wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Ons moet ons omring met mense wat die Here uit 'n rein hart aan. Vir die van julle wat my nommer op julle foon het, ek het nog al die jare vandat ek my foon het, is my gunsteling vers in die Bybel is, skep vir my 'n rein hart, o God, en wek op niet in die binneste van my 'n vaste gees. En dit is my gebed, bid dit baie gereeld elke oggend, nie elke oggend nie, maar baie gereeld in die oggende bid ek dit, want die Here ken my hart, dis wat ek graag wil hê. Ek wil net 'n rein hart voor die Here hê, en 'n vaste gees. Nie 'n gees wat vandag hoop op God, en as iets verkeerd gaan, tog, die Here nou van my vergeet of wat. Nee, 'n vaste gees, wat glo, God het my lief, hy het sy seun vir my gegee, en hy wil hê, ek moet vrede en blydskap hê. 'n vaste gees, geen twyfel in dit nie. God kan nie verander nie, prys die Here daarvoor. Amen. Julle gedink waar het ons gesit as God enigstens kon verander. Enigstens van gedagte kon verander. Mense, dan het ons moeilikheid gehad, want ons geen hoop en geen toekoms gehad nie. Lankmoedigheid, Spreuke 19 vers 11. Hy sê die verstand van die mens maak hom lankmoedig, en dit is vir hom 'n eer om oortreding te vergewe. Dis ook deur die genade van die Here is iets waarmee ek nooit gesukkel het nie, maar om mense 'n oortreding te vergewe is 'n eer. Dit moet vir jou 'n eer wees om iemand te vergewe. En hy sê die verstand van 'n mens maak hom lankmoedig. Jy kan nie, as jy 'n dwaas is, lankmoedig wees. Dan sit teenstrydig met God se woord. So ons moet vir die Here dankie sê, dat hy vir ons die verstand gegee het om te kies om lankmoedig te wees. Lankmoedigheid is 'n keuse. Met ander woorde, al hou dinge aan verkeerd gaan, ons moet lankmoedig bly. Ons moet nie net vir 'n kort tydjie moedig bly nie, en dan weer
ontmoedig word nie. Ons moet deur die genade en die krag van Jesus Christus en die Gees wat in ons is, moet ons lankmoedig bly. Ons moet aanhou om moedig te bly. Hy sê in 1 Korintiërs, gaan weer 1 Korintiërs 13 aanhaal wat ons bo gelees het. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie en liefde praat nie groot nie en is nie opgeblaas nie. Dus kom ek sê, dis een vrug, want dit verwys almal kruis en dwars weer terug na mekaar toe. Dit is die vrug wat ons moet dra. En dan nog iets oor lankmoedigheid, 1 Tessalonisense 5 vers 14. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges en ondersteun die swakkes. Wees lankmoedig teenoor almal. Dit is so menslik om gou moed te verloor met iemand wat nie gehelp wil word nie, wat nie die Here wil dien nie, wat nie wil handel volgens die wil van God nie. Maar ons het 'n opdrag, wees lankmoedig teenoor wie? Teenoor almal. Dis 'n hoë roeping daai, om lankmoedig te wees teenoor almal. Dis nie so maklik nie, maar weer eens moontlik deur die krag en die genade en die leiding van die Heilige Gees in ons lewens. Vriendelikheid, 2 Korintiërs 6 vers 6. In reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in heiligheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde. Ons moet reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde. Alles vrug van die Gees. Ons nodig om vriendelikheid toe te pas. Filippense 4 vers 5 sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Dit is 'n opdrag. Ons kan nie eintlik voor God kies of ons vriendelik wil wees nie. Ons is verplig deur sy woord om vriendelik te wees. En as ons nie vriendelik is teenoor almal nie, as al fout met jou maatbandjie, dan moet jy maar 'n bietjie weer meet. Vra Here, hier het ek hulp nodig. Ek het 'n bietjie vriendelikheid nodig. Help deur die Heilige Gees. Dan goedheid, Psalm 37 vers 3. Vertrou op die Here en doen goed en bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Nou hier slaag sommer die volgende een, het klaar aan by hierdie eerste vers by Psalm 37 vers 3. Hy sê, doen wat goed is. Doen wat goed is volgens God se woord. Hy sê, en beoefen getrouheid. Die volgende een van die vrug van die Gees is getrouheid. 2 Kronieke 19 vers 9. En hy het hulle bevel gegee en gesê, so moet julle handel in die vrees van die Here, met getrouheid en met 'n volkome hart. Met getrouheid en met 'n volkome hart. So ons moet getrou wees. As ons gesê het, ons gaan iets doen, moet ons op ons woord staan. Ons moet getrou wees. Dit is wat Vader van ons verwag en dit is nodig. Tot ons welstaan. Dit gaan aan God niks verander as jy nie getrou is nie, maar dit gaan aan jou lewe nagmaak. As ons nie hierdie goed oefen en toepas in ons lewens nie. Sagmoedigheid. Efesiërs 4 vers 1. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Kyk hoeveel van daai verskillende dele van die vrug is net in hierdie een vers. Ons het nederigheid, ons het sagmoedigheid, ons het lankmoedigheid en ons het die liefde en die verdraagsaamheid. So maar alles klomp goedjies in een. Kolossense 3 vers 12. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Weereens, net 'n beklemtoning van wat in ons lewe teenwoordig moet wees. 1 Timoteus 6 vers 11. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid en sagmoedigheid. Weereens, 'n herhaling van wat ek vroeër gelees het. Dan selfbeheersing. Ons het baie verskonings baie keer hoekom ons nie selfbeheersing kan toepas nie. Maar jy gaan dalk jou vrou of jou mense wat vir jou werk of
die mense vir wie jy werk, kan oortuig van hoekom jy dit nie kon doen nie. Maar ek is nie so seker dat ons voor ons Heilige Vader eendag gaan staan. Hy aan al ons verskonings gaan kan luister. Want hy sê, niks het jou pad langs gekom, waarvoor ek jou nie die krag gegee. Selfbeheersing, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Wie het dit vir ons gegee? God het dit vir ons gegee. So, ons gaan nie verskoning nie. Nie die beste verskoning wat ons uitdink, gaan staande hou voor God nie, want hy gaan net hierdie skrif voor jou sê, wat staan hier? Lees net gou vir my. 2 Petrus 1 vers 5, vanaf vers 5. Hy sê, en juist daarom moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg. Ek wil net hê ons moet net luister wat hier staan. Met aanwending van alle ywer. Ons kan nie uit aflei mense. Dit val nie op jou nie. Dit spring nie op jou vanuit 'n boom uit en dit sit op jou vas nie. Hierdie is met aanwending van alle ywer. Dit verg iets van ek en jy om hierdie lewe te lei. Weereens, omdat ons God liefhet. Omdat hy vir ons soveel bied en soveel gee, en soveel help, en soveel genade gee. Dis hoekom ons hierdie goed in ons lewens sal hê, omdat ons hom liefhet. Ja, en omdat ons sy woord wil gehoorsaam. Het staan in sy woord. Hy sê, met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, weer tyd in die woord van God, en by die kennis die selfbeheersing, moeilike ene, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, nog moeilike ene, en by die lydsaamheid die godsvrug, dis van ons verwag word, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Dit is wat Vader van ons verwag, en daar is net een manier hoe ons het gaan kry. Ons moet dit deur die gewoonte oefen, om God se woord, en dit moet gereeld die gebed van ons hart wees. Maar dit sal net vir ons, ek wil 'n lied vir ons speel, dit is 'n kort stukkie, maar dit is 'n ding wat ek baie na luister. Ek het dit eendag van 'n vriend gekry, op 'n WhatsApp boodskapie, en dit is vir my so kosbaar, want dit spreek so na alles wat ek na smag. Alles wat in my gebed is in hierdie, dis eintlik 'n gebed. So, ek wil hê ons daarna luister, en dit is iets wat vir my regtig kosbaar is, wat gereeld sit, sal ek sommer net, as ek vanavond 'n bietjie, as daar te veel goed breek daar by die huis, en interfereer met my ander werk wat ek wil doen, en wat ek moet al my werk doen, dan sal ek daai ding speel, en net vra Here, asseblief, laat ek net hierby uitkom. Ek is nog nie daar nie, maar laat ek net daar uitkom, asseblief. May this life that I live be a present to give to you, Lord. May the works that I do always be accepted by you. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Make me holy for you. And teach me how to pray. Holy for you. So others can see the way. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you.
of the Rock of Ages I pray, until my life is through. Make me holy for you, holy for you, until my life is through. Make me holy for you. Nou, ek weet nie of die lied enigeen van julle iets beteken nie, maar kom ek sê, as dit op 'n bandjie was hy al so lank uitgerek, soveel keer het ek hom al gespeel, want vir my is dit kosbaar, en dit voel of iemand hierdie lied uit my hart uitgeskryf het, wat ek van die Vader verlang, en wat ek graag vir hom wil wees, en hoe ek graag vir hom wil leef. Hy sê daar, may others see the way, in die manier wat ek lewe. En dis nie altyd so maklik, maar dit is die begeerte van my hart, dat ander mense Jesus sal soek, in die manier wat ek lewe, dat hulle hom sal soek, omdat ek so lewe, en dat hulle nie niks van Jesus sal wil weet, omdat ek so lewe nie. En dis die begeerte van my hart, is dat Vader net aan elkeen van ons net hierdie begeerte sal wek om alles wat ons doen, alles wat ons sê, aanneemlik kan wees vir hom. Dat ons leef met die uitsluitlike doel om 'n glimlag op God se gesig te sit. As ons net kyk in Genesis, vroeg in Genesis staan daar geskryf, en daar was smart in die hart van God, omdat hy die mens gemaak het. Mense, dit is 'n seer een daai. En kom ons wees maar eerlik, ek weet nie of hier een heilige sit, wat nog nie smart deur jou lewe in God se hart gebring het. Ek glo as ons elkeen wil eerlik wees, elkeen van ons sal smart in God se hart gebring, met ons leefwyse, en ons optrede, en ons woorde, en ons dade. Maar kom ons bid, Vader, dat deur sy groot genade, dat hy vir ons die krag en die leiding deur die Heilige Gees sal gee, dat ons nooit weer smart in God se hart sal veroorsaak nie. Kom ons bid saam. Vader, ons het soveel dankbaarheid om uit te spreek in hierdie oggend, net die feit dat ons kon asemhaal vanoggend, dat ons kon wakker word, dat U ons in die lewe gehou het, tot op hierdie dag. Here, en ons erken en bely dat dit geen waarborg is, dat ons tot vanaand toe nog in die lewe gaan wees nie. So dan gee dat elkeen van ons die beste sal maak, van die tyd wat ons nou het, om U te soek, U te dien, en U al die lof en eer van ons harte te bring. Here, dankie dat U woord ons leer, dat Heilige Gees vir ons intree, as ons nie eers weet wat om te bid nie, dat U ons harte ken, dat U die kenner is van die harte, U ondersoek die harte en die niere. En Vader, al wat ons kan vra, is skep in elkeen van ons 'n rein hart, o God, en werk opnuut in die binneste van ons 'n vaste gees, en geef ons 'n leerbare gees, dat ons sal leer elke dag 'n bietjie meer oor hoe wil U wil hê ons moet lewe, en dat ons dit ook sal toepas in ons lewens. Here, alleen deur U krag en deur U genade is ons hier, en ons kan niks bereik as dit nie deur U krag is nie, of deur U genade aan ons geskenk is nie. Here, die 1 sent wat ons ooit voorgewerk het ons regtig verdien deur ons arbeid nie. As ons nie deur U genade die gesondheid gehad het om te werk nie, sou ons nie daai sent gehad het nie. Daarom het alles wat ons het, alles wat ons besit, elke sent wat in ons hande kom, behoort aan U Vader. Geef ons die wysheid en insig om dit te bestuur volgens U woord en volgens U wil. Here, ons bid U seën. Ek wil U seën afbid oor hierdie gemeente vanoggend, Here, die dinge wat in die toekoms vir hulle lê. Here, so ook elke Oranier. Vader, ons nou die dag by die rivier gestaan en bid, en U het iets aan my openbaar. Ek het net gesien hoe die water van hierdie rivier opgepomp word in die pypleidings, en hoe dit deur die suiweringsaanleg gaan, en hoe daai water uiteindelik binne in elke persoon in Orania se liggaam inkom op een of ander manier,
Al is dit net oor hulle liggame om hulle liggame te reinig, maar baie mense drink hierdie water, hulle kook met dit, hulle eet in hulle kos, daai water gaan in elke persoon in die dorp in, Vader. En die gebed van my hart vanoggend is dat U Heilige Gees, soos wat daai water van hierdie Oranje rivier deur hierdie dorp gaan en elke mens bereik, dat U Heilige Gees so deur elke mens in hierdie dorp sal gaan en aktief, Vader, goed sal aktiveer in hulle liggame en in hulle lewens, 'n honger en 'n dors na U en U woord sal aktiveer, dat mense, sonder dat hulle eers daaraan gedink het, om hulle harte vir U te gee, Here. U sal begin soek. U sal begin soek, al is dit deur musiek, dat hulle kerke sal begin besoek waar God se woord reguit gesny word en waar U woord lewend en kragtig bedien word en dat mense tot inkeer sal kom en tot bekering sal kom, Vader. Want Here, ons weet uit U woord uit, dit is nie die wil van die Vader dat enige een verlore gaan nie, maar dat elkeen gered sal word. En daarom, Vader, wil ek hierdie praktiese voorbeeld van die water vanoggend, die Oranje rivier se water vanoggend bid. En ek wil vra dat, soos die Oranje rivier, elke geredde en ongeredde mense in hierdie dorp bereik, Vader, dat U woord, dat U Gees vanaf elke kant sal verkondig sal word, en dat U geroep sal word na siele wat verlore gaan, Vader. Want Here, wanneer U ook al kom, maak nie saak of dit vandag of oor 1000 jaar is nie. Elke mens se tyd is min om U aan te neem. Elke mens se lewe kan vandag eindig, en as hulle sonder God sterf, is hulle vir ewig verlore vir U koninkryk. Here, en ons weet dat dit nie die Vader se hart begeer dat enige een verlore gaan nie. Daarom bid ons, Here, dat mense in hierdie dorp, ongeredde mense tot redding sal kom. Gebruik elkeen van ons as instrumente in U hande om U woord en U liefde oor te dra aan 'n verlore gaande wêreld hier buite. Ons bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.